Shabbat Shalom aan al die geliefdes van Koning Jesus. Ek groet julle ook vanoggend in sy naam. Die naam Yeshua, ons Messias, die een wat ons bevry het, verlos het, die een wat ons gekoop het met sy eie bloed. Ja, vanoggend is dit vir ons 'n baie spesiale dag. Ons is regtig baie opgewonde. Ek kan so 'n stukkie terugvoer gee. Ons aanlyn woordskool het gisteraand of gistermiddag afgeskop en die studente is hard besig om hulle lesings deur te gaan en hulle self geleer te kry in die wil van die Here. So dit is vir ons bitter baie opgewonde. Dit maak ons hart sommer bly dat ons ook die gedeelte van God se taak wat hy op ons gelê het om uit te gaan en disippels te gaan maak en mense te leer aangaande sy wil. So ja, dis 'n stukkie terugvoer en dit maak ons harte bly en ek hoop julle harte is ook bly daarvoor. Want hoe meer mense tot bekering kom en hoe meer die evangelie versprei word, hoe nader is die koms van Koning Jesus. Waaroor wil ek vanoggend met julle gesels? Ek wil vanoggend met julle gesels oor 'n droom wat ek gehad het vroeg vanoggend. Lê ek in slaap en ek sien 'n dier wat 'n dodelike wond het en hierdie wond is van so aard dat 'n gedeelte van hierdie dier se liggaam alreeds gevrot is en dat hy besig is om dood te gaan. En ek het opgestaan en hier in die studeerkamer kom sit en die ding deurgegaan en bietjie begin vra vir die Here en ek wil vanoggend, my tema waaroor ek wil praat is om met 'n dodelike wond te probeer oorleef. Nou, waar kom ek aan dit? Waaroor gaan ek gesels? Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n Komodo dragon. Ek weet nie of julle al dit gesien het. Dis nie 'n Suid-Afrikaanse dier nie, is nie van ons land af nie. Die naaste ding waaraan dit vergelyk word is 'n likewaan. Nou 'n likewaan is heel wat kleiner as 'n Komodo dragon. Nou waar kry ons hierdie Komodo dragons? Hulle kom eintlik op die vulkaniese eilande in Suidoos Indonesië voor. En wat doen hy? Wat maak hom so befaam? Wat maak hom so gevreesd? Dit wat hom so gevreesd maak is dat as hy jou gebyt het, gaan jy definitief doodgaan. Nou wat is sy taktiek? Wat is sy modus operandi? Nou eintlik het hy 'n multi-stage aanval wat hy op jou doen om jou te kry om dood te gaan sodat hy jou kan eet. So dit is nie net soos 'n slang in Suid-Afrika, soos 'n swart mamba wat jou pik en jou sal los laat jy doodgaan of so nie. Hierdie is veel erger. Hierdie dragon, Komodo dragon, byt jou en wat sy grootste taktiek is om ambush, 'n ambush te lê. Nou ek weet die ouer manne so oud soos ek en dalk ouer wat in die weermag was, sal nou presies weet waarvan ek praat. 'n Ambush, jy lê jou vyand voor, jy wag vir hom. Nou dis presies wat hierdie Komodo dragon doen. Hy lê sy prooi voor en gee dit 'n byt. Dan los hy hierdie prooi om te loop. Daar waar hy gaan en stadig gaan agtervolg hy sy prooi tot sy prooi gaan lê. En dan begin hy sy prooi verteer. Hy eet dit op. So dis 'n byt, hy byt jou, dit is gif wat in jou liggaam kom en daarna eet hy jou op. Nou wat is sy natuurlike prooi? Sy natuurlike prooi is buffels, willebokke en varke. Goeters wat aansienlik heel wat groter is as hy homself. En wat het dit met ons te doen? Frans, waarvan wil jy praat in terme van ons as Christene? Nou wil ek vanoggend vir julle 'n ding leer, of wil ek vir julle 'n ding probeer wys, wat vir ons besig is om ons onder te kry as kinders van die Here. En die gedeelte waaroor ek praat is onbeleide gewoonte sondes wat ons het. Wat doen hierdie onbeleide gewoonte sondes wat ons het? Dit veroorsaak dat ons hart verhard word en ons stadig gaan ons plek voor God of by God verloor. Dat daar 'n skeiding tussen my en God ingebring word. En nou gaan die mense vir my uitroep en sê, Franso, maar dit kan nie gebeur nie. God sê self, geen hoogte, geen diepte, niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. En dit is 100% so, maar as een ding wat 'n skeiding tussen jou en God kan maak, en dit is sonde. As jy sonde het en sonde aanhou en sonde nie afstand wil doen van jou sonde nie. Kom ons kyk, kom ons gaan lees wat sê die Bybel. Die Bybel sê in Romeine 6 vers 23 die volgende. Hy sê, want die loon van die sonde is die dood.
Nou ja, François, daar is 'n ander gedeelte wat daar verder moet lees. Ek gaan dit nou lees. Ek wil net eers hierdie eerste gedeelte, want die loon van die sonde is die dood. En dis presies wat ek gesien het, terwyl ek vroeg vanoggend wakker word, is hierdie dier wat besig is om met 'n gedeelte van sy liggaam, is reeds dood. Dit het klaar afgesterwe. Daar is net nog 'n bietjie lewe in die liggaam oor om homself voor te sleep. Nou, dit is presies die toestand waarin ons as mense partykeer verkeer is, dat daar sonde in ons lewens is, wat ons nie wil prysgee nie. Dinge wat ons doen, wat ons weier. Ons doeteenvoudig weier, of ons sien dit doeteenvoudig nie as sonde nie. Wat is dit, Franse, waarvan jy praat? Trots en hoogmoed, is die eerste ene, waarvan ons praat. Dit veroorsaak dat jy stadig jou afhanklikheid van God begin verloor. Stadig jou afhanklikheid ten opsigte van God begin verloor. Beteken dit dat jy nie meer staat maak op die Here nie. So, daardie gedeelte in Spreuke waar hy sê, steun nie op jou eie insig nie, maar vertrou die, dit verloor jy. Want hoekom? Jy begin staat maak op jou eie opinie, op jou eie vermoëns, die dinge wat jy kan doen, trots en hoogmoed. Ek is by vermoë. Ek kan dit doen. My sekuriteit is in my geld, of wat ook al, hoe dit ook al is, of my status in die gemeenskap, het ek nie nodig om te rapporteer aan God, of God nodig om vir my te help nie. Die ander ene, en dit is ook om hierdie droom na my toe gekom het, is die tweede punt. Die tweede punt is vir my, is vir François, en ek preek vandag vir myself ook, net soos dat ek vir julle preek, en die volgende punt is bitterheid. Bitterheid, ja, François het bitterheid in hom. Hoekom? Want daar's dinge wat gebeur, en wat veroorsaak omstandighede, en jy weet, dan kom die bose, en dan byt hy jou. Hy byt jou, en hierdie gif wat hy in jou inspuit, is bitterheid. Bitterheid, wat veroorsaak bitterheid? Bitterheid verwoes 'n mens se innerlike lewe, en oor 'n lang tyd bring dit 'n blokkasie. En oor 'n lang tyd bring dit 'n blokkasie. Blokkasie tussen my en wie? Tussen my en God. Want ek is bitter, ek is verbitterd. Ek is verbitterd oor my omstandighede, ek is verbitterd oor bevorderings in die werk wat ek doen. Ja, en dan word 'n ou verbitterd, want jy probeer hard en jy probeer regtig om te doen, om raak gesien te word en dalk hierdie bevordering te kry. En dan gebeur dit dat dit nie so uitwerk nie. En ja, bitterheid, die bose kom byt jou, en hierdie gif, naamlik bitterheid, begin deur jou are en deur jou bloed versprei na alles toe in jou binneste. En wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak na 'n tyd dat jy nie meer 'n verhouding met God het nie. Dat jy so bitter is, dat jy nie meer eens kan sien die goeie dinge wat die Here vir jou doen nie. Dat jy nie meer kan raak sien dat die Here se hand is op jou lewe nie. Dat dit nie meer saak maak nie. Dat dit eintlik afhang van die Here af. So ek preek vanoggend ook vir myself. Ek is besig om myself van 3 uur vanoggend, ek weet nie tot hoe laat vanoggend hier gesit en hierdie saak uitgemaak, en ek wil ook dit vandag saam met julle regmaak om te sê, Here, hierdie bitterheid wil ek uit my hart uit hê. Ek wil dit nie ken nie. Ek wil dit nie vashou nie. En ons gaan by die, wat is daai anti-venom, né, Natasha? Daar's eintlik 'n Afrikaanse, baie mooi Afrikaanse woord vir anti-venom. Hier in Suid-Afrika, by meeste van die hospitale is daar anti-venom vir slange, die meeste slange in die omgewing, byvoorbeeld rinkels. Ek weet daar in Natal, in die Suidkus, het meeste van die hospitale het anti-venom vir mambas en so aan. So, wat is die anti-venom? Nee, ons gaan nie nou daaroor praat nie, ons gaan eers praat oor hierdie toestand waarin ons is. Wat is die volgende punt? Die volgende een, wat die bose reg kry om ons onder mee te kry, is welis. Welis. Ja, die ou dingetjie wat ons in ons gedagtes, hy begin gewoonlik met 'n gedagte, hy begin gewoonlik met 'n idee wat jy het, en jy begin naderhand hierdie gedagtes te entertain, jy begin dit plek gee in jou lewe, en dit begin groter en groter word, en dit begin meer en meer word. Naderhand is hierdie welis nie meer net welis nie, maar dit word 'n daad in jou lewe, dat jy ander dames begin entertain en dinge doen. Ek sien Natasha wys vir my, wat is die antwoord van Annie Venom? Is teengif. Teengif, ja. Ons gaan nou by God se teengif uitkom vir hierdie toestand. As jy enige een van hierdie in jou lewe het, naamlik trots en hoogmoed, broer, suster, raak ontslaaf van dit.
En ek gaan vir jou sê hoe jy dit doen. Bitterheid, broer, suster, jy is groter as die omstandighede waarin jy leef. God is groter as die omstandighede waarin jy leef. Daar is meer dinge wat die Here vir jou beplan het. Groter is die dinge wat hy vir jou beplan het as die dinge wat die wêreld vir jou kan gee. Gister het 'n pragtige dame hier by Natasha kom sit, sy het hare kom doen hier by Natasha, Tannie Ronel, baie dankie. Soos jy weet, die Here antwoord ons elkeen sommer self ook, terwyl ons besig is om mense te bedien, en so het ek ook 'n antwoord by haar gekry, dat die Here is groter as die omstandighede waarin jy verkeer. Volgende een wat ek gesê het is welis, ja, 'n verskriklike gevaarlike een. Partykeer dink jy het beheer oor hierdie ding. Partykeer dink jy dit is maar net 'n fotootjie. Dis maar net 'n prentjie. Die prentjie word ingeets in jou binneste en dit maak naderhand 'n deur oop vir die bose om hierdie gif in jou lewe in te kry. En stadig gaan is dit besig om jou geestelike lewe af te vreet, te corrode. Ek praat baie Engels vandag, né? Te veel Engels gekyk. Dit is besig om alles af te breek wat die Here wil in stand bring. Ek wil vir jou vandag sê dat die Here, het alles klaar vir jou gedoen. Hy het alles vir jou in plek gesit. Alles is vir jou klaar gedoen. Deur Jesus Christus, ons verlosser, het hy alles vir ons. Ons verlossingsplan is vasgemaak. Dit kan nie verander word nie. Daar is niks en niemand wat enigiets daaraan kan doen nie. Maar jy het 'n verantwoordelikheid. Jy sien, hierdie gemaklike lewe wat ons as kinders van die Here het, om te sê dat ek het nou my bekeer, ek het die Here bely as my verlosser en saligmaker, ek is gedoop, ek is al hierdie goeders, maar nou kan ek agteroor sit in die gemakstoel en ek het niks nodig om te doen nie. Broer, dit is 'n leuen. As 'n kind van die Here is jou werk konstant. Dit begin in die oggend en dit eindig in die aand en dit begin die volgende dag weer. En dit hou net nooit op nie. Hoekom? Want die bose hou net nooit op nie. En hy sal alles doen om jou te ambush, om jou voor te lê en jou te kan byt, sodat hy jou stadig kan agtervolg tot jy gaan lê. En as jy gaan lê, gaan hy vir jou opvreet. Hy gaan vir jou klaarmaak dat daar niks van jou oor is nie. Wat is die volgende ene, Natasha? Begeerigheid of gierigheid. Ja, hier's 'n ander ene wat vir mense baie keer baie vasvang, is om soveel te begeer en dit begin naderhand jou afhanklikheid op God te vervang. Jou sekuriteit begin op materiële dinge wees en nie meer in God nie. Het jy al agtergekom dat baie keer as 'n ou bietjie geld gekry het, so 'n klein bietjie geld, dan begin jy arrogant raak. En dan begin jy naderhand so arrogant raak dat jy voel jy het nie meer God nodig nie. Jy hoef nie meer te bid vir jou middagete of vir jou aandete of vir dit wat op die tafel is nie. Jy begin naderhand vergeet dat dit eintlik God is wat vir jou kos op jou tafel gesit het, wat 'n dak oor jou kop gesit het, wat vir jou plek gee waar dit rustig is om te kan lewe. En dan begin 'n ou arrogant raak en daardie hoogmoed veroorsaak dat daar 'n skeiding tussen jou en God kom. Wat is die volgende een waaroor ek wil gesels? Is ongeloof. Ongeloof en 'n gereelde daad van ongelowigheid is ook 'n stadige, sistematiese manier om weg te draai van die Here af. Om nie God te vertrou nie. As God gesê het, ek sal voorsien. En ek bly twyfel oor of hy sal voorsien. En kom ek vertel jou uit my en Natasha se lewe hoe dit werk. Ons kom met twyfel, Here, ek weet nie hoe gaan ek hierdie maand deurmaak nie. Dan wys die Here vir ons hoe hy dag na dag voorsien vir wat ons nodig het. Nie alles hier in die begin van die maand nie. 45.000 rand in die rekening en dis genoeg om die hele maand deur te gaan nie. Nee, hy doen dit nie so nie. Hy gee vir my geld, ek betaal my huis, die geld is klaar. Dan gaan ons in na die volgende week van die maand toe met, Here, wat's volgende? En dan kom die Here en daardie maandag, dan is hierdie 'n kliënt van Natasha en dit betaal aandete. En so gaan die stappe aan en ons leef uit geloof uit die hand van die Here uit. Nie uit die hand van 'n bank uit nie. Nie uit die hand van mense uit nie. Nie uit gunsies en gawes van mense af nie. Maar uit genade en gawes van my God af, wat voorsien in ons behoeftes, soos wat dit nodig is. Ongeloof veroorsaak naderhand dat jy van die Here af wegkyk en sê, Here,
ek het nodig, ek kan nie meer op jou staat maak nie. Ek kan nie meer laat u vir my sorg nie. Ek moet vir myself sorg. En daar is 'n groot en 'n baie gevaarlike plek om te bereik, is om in ongeloof, gereeld in ongeloof op te tree. Dit sal jou naderhand ontkoppel van God af. En ek sê weer, ek weet die skrifgedeelte sê, daar is niks wat ons kan skei van die liefde. Ja, daar is niks wat ons kan skei nie. Net jy jouself, wat jou optrede is ten opsigte van hierdie goeters, is wat kan veroorsaak dat jy jou rug draai op die Here en wegstap. Wat is die laaste ene waaroor ek wil gesels? Leuns, Natasha, leuns. Leuns beskadig jou gewete en vertroebel die waarheid. Leuns beskadig jou gewete. Hoe raak dit my gewete aan? Die eerste keer as jy vir iemand moet lieg, dan kry jy daai gevoel van iets is nie reg nie. Iets gaan breek. Nou hoe 'n juffrou in die laerskool vir my dit verduidelik het, toe ek daar in Elof Laerskool was baie jare terug, het sy dit verduidelik as 'n driehoekie wat in 'n plekkie vasgesit is. En elke keer as jy lieg, dan wil hy driehoekie nie in daai plek beweeg nie, maar elke keer as jy hom forceer, dan kom maar 'n punt van daardie driehoekie af, en naderhand is hy so rond, dat hy nie meer vang nie, dat hy nie meer plek het om vas te hou nie. En dit is hoe 'n ou se gewete naderhand afgestomp te word ten opsigte van die waarheid, dat jy nie eers meer sensitief is oor die waarheid nie. Dat die waarheid nie naderhand vir jou meer saak maak nie. En ek wil vir jou sê, dat as dit die plek is wat jy begin bereik het, dan, soos wat die Here vir die disippels, nie vir die disippels nie, vir die fariseërs en sadduseërs gesê het, dat Satan is julle pa, want hy is die vader van die leuen, en van die begin af lieg hy. En as ons hom as vader gekry het, beteken dit, dan doen ons soos wat hy doen. Want ons lieg. En ons kan in die waarheid nie wees nie, en ons leef ook nie daarin nie. So hierdie is 'n baie gevaarlike plek om te bereik, as jy begin in leuns leef. En ek wil vir jou sê, dat ek met my hele hart en my hele gewete vir jou kan sê, dat daar baie mense is wat rondom hierdie woord in leuns leef, en nie in die waarheid nie. Ons gaan regtig 'n keuse moet maak ten opsigte van hierdie wond wat ons het. Hierdie wond, my wond is dalk bitterheid. En ek het vanoggend 3 uur besef, Here, ek gaan iets moet doen aan hierdie wond. Ek gaan iets moet doen, Here. Ek kan nie in hierdie wond vashou of toelaat dat hierdie gif verder my lewe rioneer nie. Vir die arme diere wat deur die Komodo dragon gebyt word, is daar geen hoop nie. Hulle uiteinde is die dood. Vir ons, vir my en vir jou. Vir my en vir jou is daar verlossing, bevryding. 1 Johannes, agter in jou Bybel, die eerste algemene sendbrief van die apostel Johannes, en hy skryf in sy eerste hoofstuk, besig om dinge te verduidelik, en hy skryf die volgende, hy sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te kan reinig. Ongeregtigheid, wat is dit, François? Trots, bitterheid, welis, ongeloof, leuns, ongeregtigheid. Dan is God by vermoë om ons te reinig. Hy is by vermoë om ons die teenmiddel te kan gee, die teengif te kan gee, om hierdie sonde, wat besig is om ons dood te maak, weg te kry uit my lewe uit, en ons weer gesond te kan maak. Maar hier is ook 'n waarskuwing vir ons almal, om te sê, dat ons kan nie hierdie proses volgende week weer doen nie. As daar iets is waarmee jy moet deel, moet jy vandag met dit deel en klaar kry. Jy kan nie weer terugbeweeg na die sonde toe nie. Ja, gaan dit moontlik wees dat die duiwel jou ergste weer gaan challenge, jou gaan uitdaag op hierdie goeters? Verseker. Want wil ek jou vertel, dat hy nie met nuwe sondes na jou toe kom nie. Hy kom met die ou sondes, wat jou altyd oorwin het, kom hy terug na jou toe. En probeer jou weer vang met dieselfde ding. Broers en susters, ek is seker daar is van ons wat met al 6 hierdie simptome sit. Maar ek wil vir jou sê, die een wat dit alles oorwin het, is Jesus Christus.
wat vir ons totale bevryding gebring het. Ek en jy het net nodig om die Here te aanvaar en te sê, Here, ek aanvaar dit, en dan die prosesse te volg. In gehoorsaamheid hom te begin volg, hom te soek, hom te aanbid, hom te verheerlik. Hoe doen ek dit? Wanneer ek God verheerlik, is wanneer ek sê, ek, François, is verlos deur die bloed van die lam, deur niks en deur niemand anderster nie. Hy, Yeshua, is my Messias, daar is geen ander nie. Dis hy wat op die troon sit, wat heers van ewigheid tot ewigheid. Dit is hy wat gaan weerkom. En voor hom sal elke knie buig en elke tong bely, dat hy God is, dat hy Yahweh is, dat hy Elohim is, dat hy die een is wat alles gemaak het, dat hy die een is wat alles in sy palm vashou. Dis hoe ons hom verheerlik, om te weet en te erken. Wat is daar nog wat ons doen in gehoorsaamheid? Om toe te laat dat die Here in my kom werk. Daardie teenmiddel moet mos werk, is dit nie? Dit moet die gif uitdryf. En wanneer iets onder my hart of onder my aandag gebring word wat hierin is, dan moet ek sê, Here, ek erken dit. Wel is, baie min mense, baie mans, wil graag maar tog net hierdie ou prentjie of daai gedagte, broer, gaan vir jou vyandskap veroorsaak tussen jou en God. Dit is 'n manier wat die bose amper 'n druplyn in jou arm het en te sê, alright, jy het nou gesê, jy is lief vir die Here, wag net so 5 minute, later gaan ek weer inspuit en dan gaan ons aan met die ou ding. Dan is jy terug in die ou spoor, van hom besig om stadig dood te gaan. Gaan terug na my tema toe, om te probeer oorleef met 'n dodelike wond. Jy kan nie. Al hierdie diere wat die Komodo dragon byt, hulle sterf. En as jy soos daardie diere wil wees, en toe te laat dat die bose dit reg gaan kry om jou in die doderyk in af te trek, dan sê ek jammer vir jou. Dit is nie die plan van die Here nie. Die plan van die Here is om jou te verlos en te bevry, want jy is syne. Hy het jou geroep by jou naam. Jy is sy eiendom. Hy het reeds 'n saligheidsplan met jou naam op uitgemaak vir jou, sodat jy kan leef vir sy geregtigheid. En hier gaan ek vandag afsluit. En ek wil by jou pleit, dat jy na hierdie dinge sal gaan kyk in jou lewe, en dat jy sal toelaat dat die Here, deur sy Gees, in jou binneste sal begin werk, om te wil en te werk na sy welbehae, om reg te kry wat hy wil hê in jou lewe. Mag jy 'n absolute geseënde Sabbat en 'n geseënde week hê. Mag die Here met jou wees en voor jou uitgaan. Mag sy glans, mag sy heerlikheid oor jou skyn. En soos ek altyd gebid het, mag hy aan jou kante wees. Mag hy jou beskerm aan die beide kante, sodat wanneer jy jou paadjie wil verlaat, dat hy jou sal keer. En mag hy agter jou wees om jou so 'n bietjie aan te jaag, dat jy nie stadig sal raak nie. En mag hy voor jou wees om jou te roep en te sê, kom. Mag hy bo jou wees wanneer jy uitroep. En mag hy onder jou wees as jy struikel. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie vir hierdie geseënde dag. Dankie vir u genade. Dankie vir u liefde. En hierdie seën spreek ek uit oor ieder en elkeen wat hierdie boodskap hoor. Ons is verlos in die naam van Yeshua, ons Messias. Deur sy bloed en sy genade en sy werk alleen. Deur u werk alleen, Vader, is ons verlos. Ons prys en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.